vrymoedigheid, my dankbaarheid. Dankie vir die voorreg dat ons as gemeente saam kan wees in die huis. Dankie vir die liefde, vir die genade en vir die trou wat ons elke dag dra. Here, ons vra om hierdie diens te seën. Open ons harte om die woord op te neem. Vader, help ons ook so in ons lewe om die wil te bestaan. Wees met elke persoon met U is en elkeen wat U kan wees. Raak so in ons harte wat ons doen, wat ons sê. Vader, ons vra U om die Heilige Gees om ons te lei en alles doen en later wat vandag plaasvind in die diens. Wat U kan doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dan sels ek met julle, is dit op die bord? Hey, waar is ons versies op die bord? En dan moet ons versies afhaal nie. Ek doen baie moeite. Alhoewel, wou kom my so ontstel het, hoop ek nie daar spelfoute op die goed verwonder nie. Jy het nou die advertensie gesien, hè? Jy nogal gewonder, wat kan dit wees? Waaroor kan so 'n preek gaan? Moenie soos 'n donkie, moenie so steeks wees soos 'n donkie nie. En baie van ons is so, ongelukkig. Ongelukkig is ons steeks soos 'n donkie. As ons kyk na Psalm 32 versie 8 tot 9, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Want 'n mens moet tem met die toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Ja, dit klink groot, nee. Dit klink so, wat jy sê, 'n donkie is 'n dom of 'n perd is dom. Maar ons wat hier sit vandag, partykeer is ons steeks. Ek sal daai een wys. Ek gee nie om hieroor of daaroor nie. Ek sal hulle wys. Kom ons buig ons hoofde en ons open hierdie woord wat gaan bedien word. Hemelse Vader, ons kom vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus na U toe. Dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. Dankie dat U steeds mense roep, red, genees en verander. Here, ons bid dat die Heilige Gees vandag elke hart hier, wat hier sit, wat hier gaan kyk, sal aanraak. Maak ons harte oop vir U woord. Verwyder elke trots, verwyder elke hardkoppigheid, verwyder elke ongehoorsaamheid. Here, ons wil nie soos 'n muil wees wat getrek en gestoot moet word nie. Ons wil luister wanneer U praat, ons wil beweeg wanneer U lei. Ons wil gehoorsaam wees wanneer U roep. Laat U woord vandag soos 'n hamer wees wat daai harte breek. Laat elke ketting gebreek word. Laat mense vandag bevry word van eie wil, rebellie en ongehoorsaamheid. Ons gee hierdie diens volledig aan U oor. En mag die woord op vrugbare grond val. Ons bid dit in die kragtige naam van Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Nou mensies, een van die grootste struikelblokke in 'n Christelike lewe is nie die duiwel nie. Ons almal sê die duiwel kom om dit te doen en die duiwel kom om dat te doen. En dit is altyd nie om jou omstandighede nie. Baie mense kom en sê en bid, Here gebruik my. Maar wanneer God jou begin lei, dan wil jy nie begin beweeg nie. Hoeveel keer het ons al gesê, Here gebruik my, maar ons bly sit waar ons is. Ons beweeg nêrens heen nie. Here, ek gaan Bybel lees, ek gaan my lewe verander. Maar jy is so steek soos nog iets. Dan sê hulle, Here, nie nou nie. Nee, Here, nie daardie persoon nie. Ek kan nie vir daai persoon gaan help nie. Nee, Here, nie daardie plek nie. Nee, Here, nie daardie kerk nie. Ek gaan nie naby daai kerk nie. Want daai kerk is nie reg nie. Nee, Here, ek kan nie daai opoffering doen nie. Glo vir my, om 'n pad te stap met die Here is opoffering. Dis opoffering. Dit kos jou niks nie, maar dit gaan jou tyd vat. Dit gaan geduld vat.
Ons wil hê, God moet ons seën. Wie wil almal hê, God moet hulle seën? Ons almal wil graag geseën word. Maar ons wil nie altyd die leiding volg wat vir ons gegee word nie. Kom wat ek vir jou sê, as ek voor iemand sit in berading, en ek begin en hulle sê, ja, maar, ok, jy mag gaan. Ok, jy mag gaan, want as jy eerst met 'n ja, maar begin, ag jy so steek soos 'n donkie raak. Kyk 'n bietjie 'n donkie, hy wil nie loop, hy's altyd stadig en hy's nogal moeilik 'n donkie, nie waar nie? Is van ons nie maar so nie? Is ons mans baie keer nie, en die vrouens nie baie keer moeilik in die huwelik nie, as hulle so steek soos 'n donkie. Nee? Daar's baie van ons wat steeks raak, wat nie wil beweeg nie. En dan is daai ander ding van, ek kan nie kerk toe gaan nie, want die kerk het nie seile nie, dis 'n oop kerk, ek gaan koud kry. Nou raak jy steeks. Dan kom ons ook altyd met verskonings. Hoekom ons nie kan nie. Nou wil ek vir niemand kyk nie, want hulle gaan nou dink ek praat met hulle. God het nog altyd met mense gepraat. En God praat duidelik met ons. Maar luister ons werklik. Hoe gaan God met my praat? Deur die woord. Deur woord wat jy ontvang. Nou gaan ek julle iets sê. Nou gaan dit krap, né? Nou weet ons maar net dat julle nou nie kwaad word in die uitloop nie. Hoeveel van julle ontvang woord daagliks? Maar luister nie daarna. Dit lê in jou archives. Ons maak die woord nooit oop nie. Ek sê nie julle moet my boodskappe luister of julle moet daai ou, ek sê nie julle moet spesifieke boodskappe luister nie. Ek sê net hoeveel boodskappe lê op jou foon wat nog glad nie geluister is nie. Jy bid vir 'n uitweg. Want jy wag vir 'n uitweg. Maar jy steeks om die woord oop te maak. Wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak? Wanneer laas het jy regtig met God tyd spandeer? God het nog altyd met mense gepraat. Hy het met Adam gepraat, hy het met Noag gepraat, hy het met Abraham gepraat, hy het met Moses gepraat, met die profete, en vandag praat hy deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Maar baie mense luister nie. Hulle hoor die woord, maar hulle doen dit nie. Hulle hoor dit, maar hulle doen dit nie. Gaan ons die volgende slide vat, asseblief. As in Jakobus 1 vers 23. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Word daders van die woord. As jou Bybel toelê, jy kom met 'n verskoning van ag ek kan nou nie lees nie. Ek kan nie dit doen nie. Mensies, daar's baie maniere. Dit help nie om elke Sondag te hoor as ons nie gehoorsaam raak nie. Nou gaan jy sê, maar ek hamer so op Bybel lees, ek hamer so op gebed, ek hamer so om jou vol te maak met die woord. Hoekom hamer ek daarop? Wat ek vir jou sê, niemand van ons sal weer dinge kan kom sonder Jesus nie. Niemand nie. Iemand stuur vir jou 'n boodskap en jy los hom onoopgemaak. Want daai persoon het my data. Maar jy wag vir 'n boodskap, jy wag vir die Here om jou te antwoord, kan die Here jou nie daardeur geantwoord het nie. En om tyd te maak vir die woord. Ek lag, vanoggend het ek 2 uur wakker geword, ek lag gebid, en nou skielik kan ek nie slaap nie. Dan sit ek maar vir ou pastoor Henko aan. Want ek hou daarvan om woord te luister, want terwyl ek dit luister, raak ek aan die slaap, want maak my kalm. Dit gee vir my 'n kalmte. En ek leer iets daaruit. Maar wat maak meeste van ons as ons nie kan slaap nie?
Hoekom maak God ons wakker? Hoekom word jy 'n sekere tyd wakker, sal julle sê? Om te bid? Nee. Dan gaan jy vir my sê, maar ek word elke aand 3 uur wakker. Hoekom word ek 3 uur wakker? Dis tyd om te bid. Die Here maak vir jou wakker. Dis tyd om te bid. Dan gaan jy sien hoe vinnig raak jy weer daarna in die slaap. Was dit vir my snaaks dat 'n mens 'n wekkertjie gestel is vir 33 minute oor 3, maar dan word jy 2 uur wakker. Hoekom 2 uur? Was iemand wat 2 uur lê, wat wonder hoe gaan hulle kar regmaak? Was iemand wat 2 uur lê, wat wonder hoe gaan hulle deur hierdie maand kom? En dan sê die Here vir jou daai prentjie in jou kop van bid vir Tiri. Want Tiri het dalk nodig, het dalk 'n gebed nodig. So lê daai tyd en bid vir Tiri. Of bid vir Kleintjie, of bid vir Louis, of vir Tannie Paula, of vir Jack, of vir Willem, of vir Anushka. As ons kyk na 'n boer wat een keer 'n donkie gehad het, wat bekend was daarvoor dat hy nie wou beweeg het nie. Nee, ja, 'n donkie is 'n moeilike ding, hè? Wie het al 'n donkie gehad? Ja, dis dit. As hulle besluit, hulle loop weg, en jy moet hulle gaan haal, dan sal hulle daar staan, hulle wil nie beweeg nie. Maar hierdie boer, maak nie saak hoeveel die boer trek nie, die donkie staan. Die probleem was nie die donkie nie, die pad, nie met die donkie nie, die pad hy het nie die pad geken nie, die probleem was dat die donkie nie wou beweeg nie. En hoeveel keer ken ons God se wil, maar wil eenvoudig net nie beweeg nie. Ons sê vir die Here, laat U wil geskied. Nou lê jy op die bed, jy het 'n aansoek gedoen vir werk, nou wag jy dat die Here se wil geskied. Nou gaan jy lê en wag. Gaan daar iets gebeur? Gaan daar iets gebeur as jy lê en wag? Jy moet aanhou werk soek. Jy moet aanhou bid. Nie net een gebed nie. Moenie so steeks wees soos die donkie nie. As jou huwelik in die moeilikheid is, as jy een keer gebid het, dan gaan jy maar net weer terug na jou ou lewe toe. Nee, word verander. Verander. As jy nie gaan verander nie, en jy so steeks soos daai donkie, gaan dinge bly soos dit is. Kyk 'n bietjie kinders wat in rebellie is. Jete, hulle kan so steeks soos 'n donkie wees. Volgens die kinders wat nie wil saamgewerk het met die dans nie, wat nie wil vrees nie, was bietjie steeks, nee. Vir al die jong mense, mense bo 16. Nou, hardkoppigheid kos jou baie. Baie mense dink hardkoppigheid is 'n sterk karaktertrek. As jy hardkoppig is, dan ek is alright, ek is sterk, ek kan niks van my onderkry nie. Niks gaan vir my oor aan sit nie. En daai houdingkie van ek is sterk. Ek het niemand en niks nodig nie. Laat my dink aan iets wat iemand eendag op 'n groep gesit het. Ek gaan dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan doen, maar ek het geen hulp nodig nie. Wat sê jy, wat help met jy stige groep? En jy sê jy gaan dit doen, jy gaan dit doen en jy het geen hulp nodig nie. Wat is die use van die groep? Wat is die use van jy besluit ons almal kom by mekaar en dan sê vir ons almal goed, ons begin te vas en te bid. Maar julle hoef nie te vas en te bid nie, ek sal dit alleenig doen. Wat help dit ek vra? Ons wil ons eie willetjie hê baie keer. 1 Samuel, volgende slide, 1 Samuel 15 vers 23. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery. En die eie gesindheid is afgodery en beeldediens. Omdat die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Jo. God sien rebellie as 'n ernstige ding. Hoekom sien hy dit ernstig? Omdat rebellie sê, ek weet beter as God. Amen. Ek weet beter as God. Nie een van ons kan beter as God weet nie. As ons kyk Jona, jette gisterand, wag het ek nou eers gaan vir julle vertel.
Arme kinders, my kinders kry ek kry 'n pastoor se kinders jammer. Maar ek wil iets moois daarvan sê. Nou, sê ek vir die kinders, hulle wil weet waaroor bedien ons. Want ons maak hierdie musiek wat ons besluit ons as gesin saam. Elke aand dan, elke Vrydag, Saterdag aand dan sit ons met die musiek. En ek vra waaroor bedien maar en ek kyk en ek blaai gou weer en Jonas sê, ek het iewers die Jonas se naam gesien. Gaan maar nou weer preek van oor my. Ek sê nee my kind. Hy sê blaai, ek het gesien Jonah, blaai. So hier kom het Jonah was so steek soos 'n donkie. Jonah in die Bybel. Nie daai Jonah nie, want hy is die steeks nie, hè. Hy luister altyd mooi. Maar ek kan nou steeds daar 'n houdingkie trek. Nou God sê, gaan na Ninive toe. God sê vir hom, en Jonah sê nee. Hoeveel keer sê God vir jou iets, dan sê jy nee. God sê, gaan oes. Jonah hardloop wes. God sê, gaan oes. Jonah hardloop wes. God sê vir jou, hierdie is die regte rigting. Maar nee, jou rebellie besluit, jy gaan hierdie rigting, nee. As jou ma vir jou sê, moenie op die dak klim, jy besluit jy gaan op die dak klim, en kry jy seer op die ou end van die dag, en wat gebeur dan? Dan kry jy seer, en soos wat Jonah wes gehardloop het, wat het gebeur? Storms het gekom, probleme het gekom, vrees, 'n groot vis het gekom. Die probleem was nie Ninive nie. Die probleem was ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid bring probleme. Baie mense leef vandag in storms wat hulle deur hulle ongehoorsaamheid veroorsaak het. Baie dan wat ek fout gedoen in die lewe, kan ek dit nie blame op iemand anders nie. Ek kan dit net op myself sit want ek het nie geluister nie. En dan baie keer gaan ons ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Want ons maak nie die Bybel oop nie, want kom wat ek vir jou sê, elkeen wat hier sit vandag, as hulle geweet het, 20 jaar terug, wat hulle nou weet, was jy in ander omstandighede. Was jy in ander omstandighede, jy het jou lewe verander, jy het die regte keuses gemaak. Nou Biljam en die donkie in Numeri 22, Biljam was op pad en die engel van die Here staan in die pad. Ek wil vir julle sê, julle moet Numeri 22 self gaan lees. Maak dit jou vers die weer, kyk wat kry jy daar uit. Wat is die woord wat vir jou daar uitstaan? Die donkie sien dit, Biljam sien dit nie. Die donkie stop. Biljam slaan die donkie. Weer stop die donkie, weer slaan hy hom. Toe maak God die donkie se mond oop. Die guy wonder. Toe maak hy die donkie se mond oop. En die interessante deel is, die donkie het nie meer geestelike onderskeiding gehad. Die donkie het meer geestelike onderskeiding gehad as die profeet. Want hy steeks donkie. Het die Here besluit, nie jou wil nie, die Here se wil. En wat het hy met die donkie gemaak? Hy het sy mond oopgemaak en hy het begin praat. En baie keer kom God en hy stop ons. Hy stop ons, laat ons halt, heeltemal stop. En dan gee hy vir jou 'n opdrag. En jy ignore dit. En dan kom die druk, want ons wil nie luister nie. Hoeveel druk kom dan nie? As ons nie wil hoor nie. Trots, ons is te trots om te sê, ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ons is te trots om te sê, Jette bid vir my. Ons is te trots, want wat gaan die mense van my dink? Trotsheid gee baie moeilikheid. En trots maak ons steeks. Die grootste rede waarom mense nie luister nie is trots. Want trots sê ek weet. Trots sê ek verstaan klaar. Trots, ek het nie jou raad nodig nie. Hoekom wil julle luister vir my? Hoekom wil jy luister, kinders, hoekom wil julle nie luister vir 'n ouer persoon? Hoekom sal julle luister na hulle? Want julle weet mos nou van beter. Maar het hulle nie klaar die pad gestap nie? Het hulle nie klaar die pad gestap nie? As ons bietjie kyk na, in die Bybel sê in Spreuke 16 vers 18. Kyk, hulle is wakker hier agter vandag.
Trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Joep, die Jesus is besig om vir my hierso dinge te wys wat ek nie oor wil praat nie, maar laat ek maar daaroor praat. My lewe voorheen het baie geld gehad. En ek het so 'n swart karretjie gery en die dak nie lekker afgeslaan. En ek het gedink ek is die beste. As ek gery met my swart karretjie en hy gaan in turbo mode in, dan kan ek nogal jaag. Dan jaag ek almal vir almal weg. Dan kry ek iemand wat langs die pad staan en smeek vir geldjie. So ek gaan werk jou helsen. As jy eie skuld van jy staan. Gaan weg. Hoop sleg is. Plaas daarvan dat ek vir hom bid. Wat het die Here kom doen? Ek het gedink ek is beter as ander. Ek het net met die bekendes gemeng, weet ek het ons nou net, as jy ons nou hierso van die hieronder is, gaan ek jou so afkyk sê, ag, hier is nie my tipe nie. Maar het is lekker om kaviaar te eet, het is lekker om die beste kosse te eet, het is lekker om alles die beste van te hê. En daai trotsheid van my het gemaak dat ek baie hard val. Ek het hard geval. Ek het hard geval. En ek sê spyt daaroor nie, want weet jy wat? Dit het gemaak dat ek nader kom in die Here. Daai wat ek tot vandag toe, het die Here vir my in 'n plek gesit, waar ek elke dag mense se swaar sien. Dat ek elke dag luister na mense wat my moed opgee. Want ek was te trots. Ek het net die beste van myself gedink. Nou die trots het Lucifer laat val. Trots vernietig huwelike. Trots vernietig verhoudings. Trots vernietig bedieninge en trots maak mense blind. As jy kwaad is vir Johannes, jy is vrek kwaad vir hom. Jete daai Johannes, ek het nie tyd vir hom nie. En as hy in daai kerk sit, gaan ek nie daar sit nie. Doen ons dit nie? Doen ons dit nie? As ons nou trots, ekskuus ek gebruik jou. Daai trotsheid, wat ons nie wil gaan vra om verskoning vra vir Johannes vir dit wat jy aan hom gedoen het, of vir hom 'n kans gee om na jou toe te kom, vir jou te sê, luister hierso. Ek is jammer dat ek dit en dit gedoen het aan jou. Maar nee, trots hou ons terug en weet jy wat? Jy hou ook jou blessings terug. Jy hou jou blessings terug op die einde van die dag. Want dit maak jou blind. Gehoorsaamheid bring seën. Ek het nou net gesê, elke groot man en vrou van God het iets in gemeen gehad. Die manne in die Bybel, en die vrouens, het iets in gemeen gehad. Hulle was gehoorsaam. Is ons altyd gehoorsaam? Noag het 'n ark gebou, hy het dit uit gehoorsaamheid gedoen. Abraham verlaat sy land, Moses lei Israel, Maria sê, laat dit met my gaan volgens u woord. Gehoorsaamheid maak die deur oop vir God se seën. Kyk, as jy jou weet een van die kinders het in die week, het hulle toe ons Bybelstudie gehad het, ek dink dit is die Erasmusies. Dit was Woensdag aand. Toe sê hulle, lees jou Bybel, dat jy kan groei, nee. Lees jou Bybel, bid elke dag dat jy kan groei. So, as jy wil seën hê in jou lewe, moet jy verhouding met Vader hê. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet bid, sodat jy kan groei in gees. In gees. Watter gebiede is God alreeds besig om met jou te praat? Dink 'n bietjie mooi. God is besig om met elkeen van julle 'n pad te stap. Want julle het 'n keuse gemaak. Julle gaan nie meer in die wêreld nie. Julle kom na die huis toe van die medegelowiges sodat ons samesyn kan hê, dat ons met mekaar kan kommunikeer. Dis hoekom ons hier is om opgebou te word, om dit wat ons hoor uit te gaan leef. En dan is God reeds besig om te praat en daar sê God vandag,
Vergewe daai persoon wat aan jou onreg gedoen het. Maar jy wil nie vergewe nie, hou vas. Dalk sê God bid, maar jy stel uit. Dalk sê God dien my, maar jy wag. Dalk sê God gee, maar jy hou terug. Dalk sê God maak reg, maar jy loop weg en moenie soos 'n steekstonkie wees nie. God is besig met elkeen van ons te werk, daagliks, elke dag. Elke dag. Sy besig om met my te werk en met jou te werk. En Jesus, die volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. In Getsemane bid Jesus. In Lukas 22 vers 42. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Hy het daar vir die Vader gesê, jy sit nou in 'n situasie. Jy sit in 'n plek waar jy 'n besluit moet maak. Maar dan bid jy eers oor jou besluit. Nie my wil nie, maar U wil, Here. Want as ons wille wil doen, gaan dit nie uitwerk nie. Ons moet dat God se wil in ons lewe geskied. Nou gaan ek kom met 'n dingetjie wat nou bietjie gaan krap. Ek moes vanoggend gehoor het, my kar gaan regtig al volgende week my kar sleep, dat ek rekmerke kry op my kar. Ek het groot stadig gery, maar baie mense vlieg as hulle ry. En ek kan nie so vinnig ry nie. Maar anyway, om te hoor, jy ry te stadig, en dan word jou kar nou aan daai kar vasgemaak, en dan sleep hulle vir jou dat jou kar lank word of rekmerke kry. En wat ek vir julle nou wil probeer sê is dat ons almal kan nie 'n fortune ry. Ek kan nie wiele bekostig. Ek kan ook nie vinnig ry nie, want ek wil spaarsaam mag wees op my petrol. Nou wil jy nou, ek wil nou afshow, gaan koop ek vir my Everest. 'n Ford Everest. Dis ek vir daai mense wys. Volgende sal ek julle wys, ek stop hier met 'n groter kar, 'n mooier kar. Maar hoe gaan ek hom betaal? Hoe gaan ek daai kilometers, sê 10 kilos op 'n liter kry, waar ek nou 17 kilos op 'n liter kry? Nou gaan daai kar se wiel, daai Everest se wiel word nou geskeer deur een of ander ding, en nou moet ek R3000 betaal vir 'n wiel, waar my wiele R800 is. Ek probeer nou vir julle iets te sê. Dit help nie ek gaan kry vir my Everest nie. Want hoe gaan ek hom onderhou? So baie keer maak ons besluite, wat ons op die ou end van die dag, ons maak besluite om ander mense te beïndruk. Ek weet julle het 'n grap met my gemaak, hoor. Ek weet jy het met my gegrap, hoor. Maar ek gee dit as 'n voorbeeld, net om spiteful te wees en vir te wys ek gaan vir my 'n beter kar kry. Maar ek spyt nie daai mens nie, ek spyt myself. Nee, want was dit God se wil dat ek daai ding moet ry? Nee, ek kan nie nou al hom bekostig nie. Ek sal moet wag totdat die Here vir my op die regte tyd gee wat my toekom. Ek gaan dit nie voor die tyd soek nie. So, wat U wil geskied, Vader, nie my wil nie, met 'n kar wat rekmerke gaan kry, nee, maar U wil. U sal besluit wanneer is die tyd reg om vir my te seën met 'n voertuig wat vinniger ry. So dit help nie ek probeer dinge in God se wil te doen nie. Te wag en te sê, nee wat, ek gaan dit nou doen. Ek wag vir God se wil, want God se wil sal geskied op die regte tyd. Iemand wat op sterwe lê. Ons kan nie bid, Here neem weg, Here maak gesond nie. Ons vra Here, laat U wil geskied in daai persoon se lewe. En mag die Here se wil, elkeen van ons wat vandag hier sit, dat ons nie steeks raak soos donkies nie, maar laat ons hom toelaat dat U wil geskied en nie ons eie wil nie. Nou 'n paar praktiese riglyne. Lees daagliks die woord van God en ek gaan dit vir julle elke keer sê totdat julle dit begin doen. Bid voordat jy belangrike besluite neem. So ek gaan nou bid en ek gaan nou vir die Here vra vandag, Here,
voordat my kar nou die rekmerke kry, nee, gee vir my die wysheid om volgende keer die regte kar te koop, wat my sak kan pas. So gee vir my daai wysheid, voordat ek enige besluit te neem. Luister na die stem van die Heilige Gees. Hoeveel keer het die Heilige Gees jou al gewaarsku? Soos kleintjie sê, daar's 'n stemmetjie wat praat. Sy het nou 'n stemmetjie weer gisterand gehoor, en vanoggend toe, en ek wil nou gou vir julle dit so stel, dat ek het gister gedink om Sipos se geboortesertifikaat huis toe te bring, sodat as hy ma op donderdag nodig het, dat hy daar by die huis is, dat ons hom nie vergeet in die kantoor nie. En sy het gisteraan gedroom van die sertifikaat wat ons in orde moet kry. Is dit die Heilige Gees? Is dit die Heilige Gees tot met 'n geboortesertifikaat? So luister na die stem van die Heilige Gees. Wees bereid om reggehelp te word. Wees bereid om reggehelp te word. Nou sien ek wil nou die regte persoon vat, hulle nou nie aanstoot vat nie. Joey, ek wil jou graag reghelp. Nee? Jy moet nie jok nie. Jy moet altyd die waarheid praat. Want jok gaan vir jou moeilikheid bring. En elke keer as hy alleen wil vertel, as hy dink aan die woorde. So ons moet bereid wees om laat ander vir ons wys na die foute wat ons maak. Ons moet dit aanvaar en ons moet kyk daarna en ons moet bereid wees om regtig te luister. As ouers praat kinders, hulle het ondervinding. Hulle weet, hulle het foute gemaak. As ek julle vertel, die foute wat ek as kind gemaak het, dank die Here dat ek vandag hier sterk kan staan. Maar ons moet gehoorsaam wees en onmiddellik luister as God praat. Laat vaar jou eie agenda. Laat vaar jou eie besluite. Want dit is dalk teen die wil van God. Wag vir God om vir jou te wys wanneer is die regte tyd. Nou, elkeen van julle wat hier sit, daar's areas waar jy hardkoppig geword het. Nou gaan ek vir niemand kyk nie. Is daar iets op die oomblik wat God al lank op jou gesê het jy moet doen en jy dit nog nie gedoen het? Is daar 'n deur wat jy moet oopmaak, wat jy nou nog nie oopgemaak het nie? 'n Persoon wat jy moet vergewe, gaan vergewe soos in nou. Is daar 'n sonde waarmee jy besig is, wat jy moet laat staan? Onthou net, niemand van ons is gewaarborg vir môre nie, nie een van ons weet wat die dag van môre inhou nie. So daar's iets wat jy dalk moet laat staan dit. 'n Stap van geloof wat jy moet neem. Jy weet wat dit is. God wil nie jy met 'n toom en 'n vat en sê kom. Nou moet hy hier staan en hy vat en hy trek en sê kom tog net. Hy wil nie dit doen nie. Hy wil jou deur liefde lei. As daar iets is wat hier binne krap, nou moet jy te weet wat dit is. Hy wil nie jy moet so steek soos 'n donkie wees nie, dat jy getrek moet word nie. Hy wil hê jy moet sy stem hoor. Jy moet gewillig wees om sy stem te volg. Amen. Wanneer God praat, vra ek mooi, begin te luister. Wanneer God lei, volg hom. Wanneer God roep, antwoord hom. Antwoord hom. Want die grootste seëning wag dalk dikwels aan die ander kant van gehoorsaamheid. Jy moet ongelukkig eers deur 'n paar goedjies gaan. Jy moet eers gehoorsaam wees om seëninge te kan ontvang. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, vandag buig ons harte voor U. Vergewe ons waar ons hardkoppig was. Vergewe ons waar ons eie wil bo U wil geplaas het, Vader.
Vergewe ons waar ons gehoor het, maar nie gehoorsaam was nie. Here, breek elke gees van rebellie af in elkeen wat hier sit en luister. Breek elke gees van trots af. Breek elke gees van ongehoorsaamheid af. Gee vir ons sagte harte. Gee vir ons gehoorsame harte. Help ons om die stem te herken. Help ons om onmiddellik te reageer wanneer hy praat. Mag ons nie soos 'n donkie wees wat gedwing moet word nie, maar laat ons soos kinders wees wat hulle Vader vertrou. Lei ons deur hierdie week, Vader. Open nuwe deure waar daar deure is wat toe is. Herstel gebroke dinge. Seën elke huisgesin wat kyk en luister, elke persoon, Here. Beskerm elke persoon. Here, ons weet daar is siektes wat nou weer aan die kom is. Daar is hoeveel kindertjies in die hospitaal tans, Here. Ons bid vir elke kind daar buite, Here. Elke persoon wat siek is, Here. Gaan so saam met elkeen van hulle. Beskerm hulle, Here. Vir al die ou mensies ook. Beskerm elkeen van hulle. Here, en laat ons denke verander. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied in elkeen van ons se lewe. Here, en ek bring hierdie gesin na U toe, Here. Hulle naam is bekend by U, maar ek vra dat U asseblief sal voorsien, dat U vir hulle wysheid sal gee. Here, daar waar daar dinge donker is, Here, ons weet aan die einde sal dinge uitwerk. Here, moenie laat hulle moedeloos raak nie. Geef hulle krag, geef hulle wysheid, geef hulle die moed om weer aan te gaan en op te staan, Here. Die vyand is lustig, baie keer maak ons lewe reg en dan kom die vyand en hy wys vir ons allerlei dinge wat nie van U af is nie, Here, maar ek vra dat U hulle sal behoed en sal bewaar en sal beskerm. Here, gaan so saam met elke kind wat eksamen skryf, Here, hou die hand van beskerming oor hulle. Here, daar waar daai prentjie wêreld is, dat as hulle voor daai toets verskyn, dat daai hele toneel in hulle prentjie wêreld sal verskyn en dat hulle dit so kan oorskryf op die vraestel. Here, gaan ook so saam met kinders wat op die paaie gaan, met busse, Here, ek vra dat U engele vooruit sal stuur, en elke ou wat werk toe gaan, Here, stuur die engele vooruit om hulle te beskerm. Ek gaan ook so saam met die huisgesinne elke aand, Here. Daar waar die inbrake baie is, Here, daar waar mensies weer vermoor is, Here, vra ek dat U ons sal, die engele vir ons, op elke hoek van ons huis sal sit en ons beskerm. Stuur die engele uit, en ons sê dankie, dankie, dankie vir al die seëninge, Here, en ek bid vir hierdie Love Upon Grace, FGHL, Here, ek bid dat U vir ons die regte plek sal gee, waar ons nie nodig het om in die koue te sit nie, waar dit warm sal wees, Here. En Here, stuur die regte mense, en maak vir ons die pad gelyk, Here, as dit U wil is. Ons sê dankie vir al die seëninge. Ons bid dit in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Amen.